Weereens is dit lekker om jou te sien. Mag die Here hierdie tyd saam hier uit Mosaïek se ateljee vir jou tot 'n groot seën maak. Ons tweede onderwerp noem ek so: 'n skrywer gee sy interpretasie van die geskiedenis. En dit het geen emosionele manipulasie nie. Dit gaan net oor feite wat van God vertel. Die teks hiervan is 'n lekker kort teksie. Kom uit Psalm 50 uit. Roep my aan in 'n tyd van nood. Ek sal jou red en jy sal my eer. Hoor jy die mooi trant daarvan, nee? Ek weet nie of jy Malcolm Gladwell ken nie. Hy is 'n skrywer vir wie ek baie lief is. Behalwe die feit dat hy 'n Christen is, ek weet nie of jy dit geweet het nie, is hy ook 'n navorser wat sy werk baie deeglik fundeer en hy skryf in 'n styl wat lekker lees. Boop dit alles is hy ook iemand wat mites roekeloos vernietig, of hy vind 'n verklaring wat baie meer sin maak van die gebeure as blote emosionele beriggewing. As jy sy eerste topverkoper, The Tipping Point, gelees het, sal jy weet waarvan ek praat. Die publikasie wat in die jaar 2000 verskyn het, het meer as 5 miljoen kopieë in Amerika en wêreldwyd verkoop. Dit wil gedoen wees. Die boek gaan oor verandering. Wat bring verandering mee? Is verandering volhoubaar? En binne watter konteks speel dit af? Nou, in 2024, laas jaar, herbesoek hy al die stellings gemaak in Tipping Point. Hy publiseer dit in 'n nuwe publikasie, Revenge of the Tipping Point. En ek moes die boek kry. Die nuwe gevolgtrekking behels dat daar eintlik bokant al die suksesse wat die nuwe boek beskryf, 'n overstory is. Bly by my. Hy bedoel daarby dat daar dieper liggende motiewe en gebeure teenwoordig is. Voor ek nou te ingewikkeld begin raak, kom ek gee vir jou 'n nader voorbeeld. Die westerse wêreld styer steeds onder die aaklige gebeurtenis van 2 wêreldoorloë. Wêreldoorlog 2 se geskiedenis is baie goed gedokumenteer en daar is baie lesse om te leer, maar dit speel af in veel meer as die omgewing van militêre wetenskap. Ek isoleer graag een baie bekende gebeurtenis vroeg in die oorlog vir jou. In Mei 1940 het die Duitsers met hulle Blitzkrieg reeds van Pole af reg deur die res van Europa gestoomroller, België, Nederland, Frankryk, alles onder hulle beheer. Nou het hulle reeds uitsig op die Engelse kanaal. Die toekoms het donker gelyk. Paniek was los in Engeland en Britse generaals het vir Churchill ingelig dat hulle sal moet probeer om uit Europa te kom met hulle veldmag. Die volgende teken sou Brittanje wees. Die Britse regering besluit op operasie Dynamo. Hulle sou soldate vanaf Duinkerk in Europa oor die kanaal terugbring Engeland toe, voordat die Duitse knyptang hulle kan afsny. Churchill en sy kabinet hoop om in die orde van net 10% van die hele taakmag te kan red uit die kloue van die nasies. Dit sou baie waagmoed verg, want die Duitse lugmag was baie effektief. Uitdagings vir Engeland was dat die see baie vlak is teen die kus van Duinkerk en soldate sou baie ver moes stap of swem om konvensionele skepe te haal, om nie te praat van weerstoestande nie. Nou kom ons by die overstory. Koning George VI regeer in Engeland gedurende hierdie tydperk. Dit is bekend dat hy 'n toegewyde gelowige was en dat hy en Churchill ooreengekom het om 'n nasionale dag van verootmoediging en gebed uit te roep vir die volk. Dis nie 'n oorbekende feit nie. Sekerlik het die nood van die dag 'n groot rol gespeel, maar die Britte het gehoor gegee aan hierdie opdrag en ernstig die aangesig van God gesoek om uitkoms. Geloof was lewendig in Engeland. Gladwell sê dat hierdie gebedsdag nie noodwendig figureer in die geskiedenis nie, maar dit het 'n rol gespeel. Dit is deel van die overstory, wat gelowiges saamgebind het teen 'n tiran wat die ganse wêreld bedreig het. Overstory. Die tweede belangrike faktor wat Gladwell bespreek, aanvullend, was steeds deel van hierdie overstories wat hy noem superspreaders. Ek gaan vir jou dit verduidelik. Hy bespreek uitvoerig in sy tweede boek hoe superspreaders byvoorbeeld die pandemie aangehelp het, maar vir ons doeleindes maak hy dit van toepassing op die Tweede Wêreldoorlog. Voortspruitend uit die nasionale dag van gebed weerklink 'n oproep nasionaal deur elke moontlike openbare medium, radio, telefoon, private radio, persoonlike gesprekke en slagpos. Die oproep was 'n pleidooi om met enige vorm van boot
die kanaal oor te steek en die soldate terug te bring. Dink nou daaroor na. Saam met die nasionale dag van verootmoediging en gebed, Overstory, en nou superspreaders, bootjies wat die soldate gaan haal. Baie gevoelens het geheers, maar die resultaat van hierdie oproep was 'n flotilla van 930 visserskuite, roeibote, grootbote, seiljagte en kanaalbote. Hier sal 'n prentjie dit kan sien. Die Britse kanaal word vol little boats, soos hulle dit genoem het. Hierdie dapper se reaksie lei tot die ontsetting van meer as 338.000 soldate, Britte en ander, Franse en Belge oor die hele aantal dae. 'n hele aantal dae. Churchill se verwagting totaal en al oortref. Hy wou 10% en hy het feitelik die hele mag kon red. Gevoelens, ja, maar ook daadwerklike aksie. Bykomend moet ons byvoeg, die weer was buitengewoon kalm gedurende hierdie hele operasie oor hierdie aantal dae. Die Vader het gesorg. Nou moet ons die drade almal mooi bymekaar trek. Hierdie wonderlike verhaal uit Wêreldoorlog 2 is aangrypend. Dit trek 'n streep deur enige mite wat God wil afwesig verklaar. In dieselfde asem, die wêreld het baie verander. Maar Gladwell is oortuig daarvan dat Overstories en superspreaders, wat na ons verwys, steeds die gang van die wêreldgeskiedenis kan verander. Gevoelens moet deurdink word. Dit moet omgesit word in dade. Dit moet gebede word. Jy het 'n rol om te speel. Overstory of superspreader. God wil jou gebruik. God gaan jou gebruik. Want ons leef nie uit mytes nie. Ons leef uit 'n lewende geloof. Kom ons sê vir hom dankie. Here, dankie dat ons uit die wetenskap van ons dag nog steeds gevolgtrekkings kan maak wat terugverwys na U toe. U die Here wat ons hande U hande maak. Ons oë U oë. Ons monde U monde wat 'n boodskap kan oordra van die liefde van die Here wat nooit sy skepping prysgee nie. Watter omstandighede ook al. U bly die God wat U hande na ons uitgestrek het. Laat dit ook vandag so gebeur in ons land. Here, ons land het dit bitter nodig. In die naam van Jesus. Amen.